Dit vir jou kind vanmôre, sê Here, U maak my los. Ek wil die naam van die Here groot maak. Halleluja. Alle shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He has me. My sins are forgiven. And now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He has me. My sins are forgiven. And now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He has set me. My sins are forgiven. And now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, my shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Baie welkom. Ek dink ons moet amper daai Sondagskooltjies liedjies sing, Heads and Shoulders, Knees and Toes, dat ons kan wakker en warm word, want dit voel vir my, dit is regtig koud. Draai net na iemand toe, groet hom en sê, ons is bly jy's hier, my haar is deur mekaar, joune is op deur mekaar, want die krag is af, ek het net krulle of so aan, ons almal lyk dieselfde, al het ons nou klaar vir mekaar gekyk, dan kan ons fokus op die werk van die Here. Ek wil net vir almal sê, baie welkom, is sommer net vinnig afkondigings. Nou Sondagoggend 6:15 het ons 'n bietjie tamer, maar dan bid ons hier saam en ons vra vir Here om die diens te lei. Ons bid vir elkeen wat siek is en so aan, so julle is baie welkom om te kom. Dan die 21ste Julie het ons goue gerwes. Dit is nou almal bo 60, het hulle sommer Kersfees in Julie maand. Kan julle dit glo? Ons moet 'n bietjie bederf in die middel van die jaar ook hê. So het dan Janie net vir my gesê, sy wil graag hê as sy 60 jaar en ouer is en hy sien kans om dan die 21ste Julie by die kerk by mekaar te kan kom, om net saam te kan kuier, en sommer net 'n lekker bederf te kan hê, dan moet jy jou naam net vir haar opgee, want hulle dek tafels vir julle. So julle is baie welkom. So gee net jou naam op by Tanjani of by Marlies of selfs by Suzette as julle wil. En dan is daar ook blykbaar 'n prys vir iemand wat die naaste seker aan Kersfees rag aangetrek het. Sit maar 'n Kersfees hoed op of so iets. Ek weet nou nie. Nou net nie die dorp ry, die mense gaan dink, wat gaan met hierdie Jannetjie? Sy is 'n bietjie vas dan. En dan wil ek net sê, die 26ste Julie het ons 'n dames aand wat ons hier het weer, die 26ste, so al die dames nooi vriende, dit is gratis, ons gaan lekker bederf word, dit is dan nou 'n bietjie vir ons vrouens om te sê, jy is spesiaal. Ons vrouens weet dit eintlik, maar sê dit so nou en dan nodig om dit te hoor ook. So, alles is nog nie aan nie, dis net Sondag wat daar kerk is, want dit is bietjie vakansietyd, alhoewel ons young adults het hierdie week Woensdag kom ons young adults weer by mekaar, jong volwassenes. So ek moet vir julle sê, ons doen Bybelstudie, dis eintlik awesome, ons leer so baie. Ek het altyd gesê, ek wil na die dokter toe gaan om te hoor, waar sny mense jou gewete uit? Want as ek iemand nie gegroet het nie, dan dink ek altyd aan slapelose nagte, wat het ek aan daai persoon gedoen, dis hoe ek het dan, maar toe leer ek eintlik die Here het vir ons 'n gewete gegee, so dis awesome. So nou het ek 'n bietjie rustigheid in my hart. So ek kom julle op, die almal jong volwassenes, kom saam en kom na die young adults toe, dit is gewoonlik net 6 tot 7, dit is nie lank nie. So kom ons sit sommer so, dan bid ons saam en vra ons die broers, broers om vorentoe te kom in die offergawes, dat hulle sommer dit kan opneem, dan bid ons daarvoor, en dan dink ons ook aan Pamela, wat haar mamma verloor het hierdie week. Baie dankie, dierbare Hemelse Vader, dat ons vanoggend by mekaar gekom het om U naam te loof en prys, Liewe. Dankie dat ons hier is. Al lyk ons miskien deur mekaar vir ander mense, maar ons is hier om U naam te loof en prys. Ons wil nou fokus op U, Liewe. Ek dink so aan Pamela en haar familie, Liewe, met die afsterwe van haar mamma. Staan daar by en ek sê dankie daarvoor.
bid ook so vir die offergawe, dat U ons sal seën weer tot uitbreiding van U koninkryk. Ek gee die diens oor aan U. Amen. Jy gaan die jong, ek wil die jong, ek wil die jong, Juig aarde juig. So ons nie gaan juig en bly wees, jy gaan die klip uit en sien die woord. So ons moet die Here loof en prys. Bless the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Sing unto the King of Israel. Glory, glory, glory.
Halleluja. Jy is 'n geseënde van die Here, want jy staan môre op en verklaar die Here het my nuwe krag gegee, het my nuwe oorwinning gegee. Loof die naam van die Here. Lift your praises to the Lord. Your
oplig vanmorgen. Here, ons wil ons lof en eer aan U gee, Here, want U is die koning van alle konings, Here. U is die Here van die leerskare, Here. U woord verklaar, hef op julle hoofde oop poorte. Ja, vir het ewige deur dat die Here koning ingaan. Wie is toch die Here koning? Die Here van die leerskare, hy is die Here koning, Here. En ons verwelkom U vanmorgen. Here van die leerskare, kom beweeg in ons midde. Versterk, Here. Dra deur vanmorgen. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Geskuif verhoorde het ons nodig om te weet ons moet meer van U hê. Ek bid Heilige Gees
dat U nou in elke hart sal kom werk. Maar die woord bedien word, Here, dat het gee soos U dit gegee het. Dat het op vrugbare grond sal val vanoggend. En weet daar's genade vir ons in God se teenwoordigheid. Here, ek eer U vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Moenie gaan sit nie. Kom ons sit, julle kan sit. Ek wil graag vra, wil graag die lemoene uitdeel asseblief. Soos julle gesien het, is ons tema vanoggend halftyd. Sê vir jou langs so halftyd. En ons gaan nou 'n liedjie sing. Wie onthou die lemoentyd? As dit daar by rustyd gekom het. Martiens, wil jy my nie net op monitor 1 net so bietjie harder sit asseblief. En dan is daar plannetjies gemaak, nee. Wie onthou dit? Dan het 'n ou gesê, daai ou wat ek nou net getackle het, nee, joh. Of jy staan baie moeg teen halftyd. Miskien het jy 'n verskoning gehad teen halftyd. Maar elkeen het 'n lemoentjie gekry. Terwyl hulle die lemoene uitdeel vanmôre, wil hulle nie saam met my sing soos 'n hert smag na waterstrome. Miskien is jy vanmôre in halftyd in jou lewe. Miskien is daar iets aan die gang in jou lewe vanmôre dat jy net 'n rustigheid moet kry, dat jy weet daar is 'n asemskeptyd. Wil jy nie net vir die ou langs jou sê asemskep? Wat jy net kan rustig raak en weet dat daar is nog 'n helfte wat gaan kom. Daar is nog iets wat voor lê. Terwyl ons die hele moeite kry en jy wil eet, dan eet jy hom en die skille net in 'n asblik gooi. Maar soos 'n hert, Here, ek kom by hierdie halftyd vanmôre en ek smag na water vanmôre. Ek smag na dit wat U vir my kan doen. Wil stil raak, Here, en weet in hierdie halftyd het ek 'n oomblik wat ek kan asem skep. En soos 'n hert smag na water strome, smag my siel na U, o Heer. En U laat my is my hart, veranderd en ek aan U. Soos 'n hert smag na waterstrome, en soos 'n hert smag na water strome, smag my siel na U, o Heer. U laat my is my hart, veranderd en ek aan U. U alleen. En U
Halleluja. Almal gekry? Kom maar sê. Nie gekry, die kry vir jou 'n mondjie, is baie voor. Die nog lus is vir nog een, kom kry vir jou. Baie een lemoentjie nodig, baie twee lemoentjies nodig. Soms het jy 3 nodig. Halleluja. Wil jy nie vir die man en vrou langs jou sê, nee, die Here is goed. Ja, ek dink die krag het 'n groot rol wat dit speel, en van 'n Bybelpad vanoggend. Baie het geskakel en gesê, ons kan dit nie maak nie. Kan jy hulle hek hoop kry nie, en vrouens is gestel op 'n harddroër, en daar's 'n pan bansel. Maar U is hier, dit is wat saak maak. En bovenal is die Heilige Gees hier, en dit is wat saak maak. Wie kan onthou dat ons verlede week vir Betty gebid het? Verlede week was sy op 'n ventilator gekoppel en was op pad om te sterwe. Want haar organe het begin ingee Sondagoggend. Maar ons dank die Here, sy is gister uitgeskuif na haar gewone saal. Die Here is goed. En moenie vir my sê dat daar nie krag in gebed is nie. Moenie vir my sê dat die Here nie nog doen wat hy jare terug gedoen het en gister gedoen het. En dit wat hy vandag doen, gaan hy môre ook doen. En oormôre ook doen. Dit is nie van my en jou wat afhang oor wat God moet doen nie. Dit is van sy krag, sy Heilige Gees en sterkte. Nou terwyl ek hierdie week die boodskap voorberei, toe kom het net so 'n tyd by my ding by my op. Daar is genade in halftyd. Het jy al 'n onfikse man gesien op 'n veld? Kom aan, wie van julle het rugby gespeel wat hier so sit? En wie gaan rugby speel as hy onfiks is? En wie kon nie gewag het vir halftyd nie? En dan vat jy nie die moeitjie nie, jy vat die hele water en jy drink het. Min weet dat jy eintlik jouself skade aan doen. Ek het geleer en ek gaan nou by die woord kom. My afrigter het vir my eendag gesê toe ek besig was met landloop. Het hy gesê jy moet so fiks word dat jy nie soek na water as jy dors is. Dat jy aangaan en aangaan en aangaan, want dit bepaal jou fiksheid. Hoe minder water jy soek teen halftyd, hoe fikser is jy eintlik om te sê jy maak. En dit het my nogal nie geplan nie, maar ek het dit ter harte geneem en soos wat 'n ou fiks geword het, ek is definitief nie nou meer fiks nie, moenie worry nie. Hulle sal my nie eens gebruik as 'n stit nou meer nie, hoor, wat ek. Maar hoe meer jy dinge doen, hoe beter word dit vir jou. Sê gou almal saam hart, halftyd. Nou sê jy gou vir die ou langs jou, my tweede helfte. Sê, wat jy moet praat met hom, my tweede helfte. My tweede helfte gaan beter wees as my eerste helfte. Glo jy wat jy sê vroeër? My eerste helfte was miskien nie goed nie, maar my tweede helfte, moet jy sien, daar gaan iets gebeur. Wie onthou die Springbokke se wedstryd in die Wêreldbeker, toe hulle agter geloop het teen Ierland? Of teen die All Blacks, ek dink hulle teen Ierland verloor het. Teen die All Blacks het hulle, en toe kom dit so dat Rassie die afrigter halftyd met hulle 'n gesprek gehad. Wie onthou? Lyk my ek is die enigste wat Wêreldbeker gekyk het.
Maar toe die Springbokke uitkom die tweede helfte, toe sien jy heeltemal 'n ander span as wat opgedraf het die eerste helfte. Nou daar het 'n verandering ingekom in die Springbokke se wese, omdat die afrigter met hulle hart gepraat het, maar ook het hulle harte het hulle verandering ingebring om te sê, ons kan wen. Sê vir jou langs jou, ek kan wen. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou eerste helfte bepaal nie die eindtelling nie. En daar is 2 skrifte, dis in 1 Tessalonisense 5 vers 18 en 3 Kolossense 3 vers 15. Elke sport het 'n halftyd uit 'n halftyd. Elke sport. Halftyd beteken nie nou gaan jy maak jy klaar en jy sê dankie ek is klaar en ek gaan huis toe nie. Halftyd beteken ek neem my eerste helfte in oogskou sodat my tweede helfte aangepas kan word vir die eerste helfte. Laat my toe, gaan nou met die lekker gesels. Wil uitkom by die kruks van die woord, maar ek wil by jou hart uitkom vanmôre sodat jy weet dat God bepaal dit wat in jou lewe moet gebeur van nou af en vorentoe. Amen. Amen. Dit is 'n oomblik om asem te skep, te evalueer. Wat is evalueer? Beteken ek gaan kyk waar ek 'n fout gemaak het en wat ek gedoen het sodat ek die spelpatroon kan aanpas. Is jy met my? Wil net vanoggend slim klink nie. Net so beleef elke mens ook 'n halftyd in sy lewe. Miskien is hierdie jou halftydsjaar. Wat jy net 'n breek vat en asem skep en sê wonder wat en jy bring dinge bymekaar. Miskien het die eerste helfte van hierdie jaar nie vir jou goed begin nie. Miskien was gister nog nie 'n goeie dag gewees. Miskien het jy topstorms en probleme en dinge ervaar tot en met nou. Miskien is jou besigheid nie meer soos hy moet wees nie. Miskien is dit wat jy vir mense gee, vir ander mense nie meer aanvaarbaar nie, en jy kry daai halftyd waarin jy sit. Miskien voel jy die eerste helfte was baie moeilik en vol teleurstellings. Miskien het jy verlies gehad van iets of iemand. Miskien was daar siekte of bekommernis. Bekommernis is nooit lekker. Wie was al bekommerd in sy lewe? Maar onthou die telling, by halftyd bepaal nie die eindtelling. Wie het gisteraan se rugby-wedstryd gekyk tussen die Engeland en Suid-Afrika? Die wat televisies het, steek net julle hande op. Halleluja. Die ander ou gaan nie by jou wil kom kyk nie, ek sien almal steek net hulle handjies hier op. Ja. Het julle gesien dat die eerste 20 minute die Springbokke 3-3 gebeur? En almal het gesê, hierso, het sy Springbokspan. Maar toe begin hierdie Springbokke slap lê. Wie dit gesien? Hulle fokus was nie meer om so goed te doen soos wat hulle weggespring het. En teen rustig was die Springbokke 21-17 voor. Is net? Daar. En ewe skielik het Engeland gedink, hierso het ons nou 'n tyd. Maar teen halftyd
gebeur daar iets in die kleedkamer. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy's in die halftyd van jou seisoen. Jy's in die halftyd van jou lewe. En jy's in God se kleedkamer vanmôre. Luister wat ek vir jou sê. Jy's in God se kleedkamer vanmôre besig om net kalm te word en rustig te word, maar hoor die woord van die Here. Dit is nie die einde van jou lewe wat aangebreek het nie, maar jy's net 'n asemskep dat ek kan sê, Here, ek vertrou op U, want hierdie eerste helfte was nie lekker, maar my Here, my tweede helfte, glo my, gaan beter wees. Sê vir jou langs jou, my tweede helfte. Kom ons praat 'n bietjie met mekaar, julle. Amen. My tweede helfte is beter. Want ek is in die Here se kleedkamer. Amen. Sê vir jou langs jou, dis lemoentyd. As jy vanoggend wakker geword het, met dit waarvoor jy gisteraan dankie gesê het, wat sou jy vandag gehad? As jy wakker geword het, met waarvoor jy dankie gesê het gisteraan, wat sou jy gehad het? Dankbaar. Het jy God gedank vir my huis, gesondheid, familie, my redding, U genade? Halftyd is 'n tyd van evaluering. Sê gou langs jou, evaluering. En halftyd is 'n afrigting, kom kyk, ek wil nie net praat oor rugby nie, want almal het nie net rugby gespeel nie. 'n Afrigting, kom kyk, wat het gewerk? Wat werk nie? Waar verloor ek die wedstryd? Wat moet verander? En God vra dieselfde vanoggend vir jou en my in ons lewe. Wat moet jy doen om te verander? Dit is maklik om voor te stoomroller en net dinge te doen en te vra en te aanvaar. Maar hier kom die Here vanmôre en hy kom sê, ek wil vir jou sê dat dit wat jy gedoen het tot nou toe, en jy in trane en seer en wanhoop is, ek dink jy moet jou self verander, dat jy weet God het iets groter in stoor. Amen. As jy elke dag dieselfde pad loop, en jy loop kalfvoet en jy stap jou toon teen dieselfde klip, is daar iewers iets fout. Dan moet jy of 'n bril kry, of jy moet net om die klip loop. Maar as ons elke dag dieselfde ding doen, en verwag dat daar beter resultate moet wees, dan gaan jy groot fout maak in jou lewe. Ons het 'n verandering nodig. Ons het God se hand nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Amen. Sê vir jou langs jou, I must change my game plan. En dit is nie vanmôre 'n veroordeling nie, maar om ons sterker terug te stuur. Sê vir jou langs jou, sterker. Ek dink jy moet jouself vra, wat moet ek doen? Waar moet ek dit doen? Hoe moet ek optree? Baie keer doen ons net wat ons doen en ons doen dit reg. Maar in die tyd is ons besig met 'n verkeerde ding. Is ek nog naby God? Is jy nog naby die Here? Dat is lekker om te sê, is lekker om te lewe, ja dit is. Maar net nie buite kan die hek. Gebeur daar iets. Miskien daar by jou huis gebeur daar net iets. Jy is so vol van dinge hier binnekant in jouself, maar iets kom oor jou pad. Is jy nog naby God? Miskien het jou werk verloor, is jy dan nog steeds naby aan die Here?
Miskien het jy iets gekry by die dokter dat hy sê, dit is jy nog naby God. Want jy sien, baie keer kom ons in die negatiewe kant van die lewe en ons kom by rustyd en ons wil nou opgee, want hierdie game is nie lekker. Hierdie lewe is nie lekker, dit is vol dinge en jy wil handdoek ingooi. Jy wil klaarmaak en jy wil net sê, laat God water oor God se hande loop, want die gees van die Here sê vanmôre, jy's in my kleedkamer, kom rus vanmôre hier by my, dat ek vir jou die antwoord kan gee wat nodig is in jou lewe. Amen. Jy hoef nie saam met my te stem volg. Maar wil die woord vir jou gee, jy gaan hom luister. Bid jy nog? Bid ons net as ons kom in die probleem, Here, asseblief nou. Maar ons het 'n oomblik wat ons kan in God se rustigheid inkom en kan weet dat hy wat soek na die Here sal gered word. Halleluja. Is ek nog dankbaar? Is ek nog dankbaar? Dis nie dankie sê nie. Is ek nog dankbaar? Daar's 'n verskil tussen dankbaarheid en dankie sê. Want dankbaar is 'n uitvloeisel van jou hart, dat jy net op jou gesig kan sien, hey, is dankbaar. Dankbaarheid verander die atmosfeer. Kom ons gaan na 1 Tessalonisense 5 vers 18 toe. Paulus skryf, hy sê, wees in alles dankbaar. Sê gou hardop, wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus. Jesus oor wie? Net oor een of twee? Nee, oor julle almal. Dis die wil van God, dat dit met jou moet goed gaan. Die wil van die Here is nie net vir een persoon nie, of twee persone, of drie persone nie. Hy sê die wil van God is vir almal. Want hy sê almal wat my naam aanroep sal gered word. Hoor jy wat ek sê vanoggend? Die wil van die Here is vir almal. Ons beteer maklik die skrif van Jeremia 29 geld. Ek weet wat die Here vir my beplan het. Wanneer leef ons dit uit? Paulus sê nie wees dankbaar vir alles. Hy sê wees dankbaar in alles. As ek in die storm kom, is ek dankbaar vir God dat ek nog asem het om nog uit te blaas en in te asem. Amen. As ek in 'n toestand kom vir my lewe, is ek nog steeds dankbaar in Christus, omdat hy nog steeds my uitverkies het om saam met my te wees. Sê gou weer vir jou ou langs jou, dis halftyd. Dankbaarheid beteken ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou God nog steeds. Ek weet nie hoekom het hierdie ding vandag met my gebeur nie, maar ek vertrou die Here dat hy iets vir my het wat moet gebeur in my lewe. Amen. Ek vertrou waantoe ek op pad is in die hand van die Here. Ek verstaan nie nou wat gebeur het nie. Het jy al in 'n situasie gekom? Dan snap 'n ou met jou en sê, ja, waar kom dit nou? Kom maar, wie het al weer gekom? Hoe was daai ou nou so? Jy hoef dit nie te verstaan nie, sê net dankie Here. Halleluja. God werk dinge ten goeie mee vir die wat hom lief het. Dankbaarheid verander nie altyd die omstandighede nie, maar dit verander dikwels die mens. Dit gaan nie omstandighede verander nie, maar dit gaan jou hart verander. Kom ons sê gou hart op my hart. Dit gaan my hart verander. Halleluja. Hoekom gaan dit my hart verander? Want ek het 'n vertroue in die Here. Want geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop en 'n bewys op die dinge wat ek kan sien nie. Ek het 'n hoop in God.
dat God se vrede die skeieregter is. Jy al gehoor ou sê, nou is ek in die middel. Fight met iemand beklei met die ou en met daai ou, en dan hulle het een gemeenskaplike vriend, dan sê, nou is ek in die middel, wat moet ek nou doen? Kom, wie was al in so 'n situasie? Jy moet kant kies. Ons wil altyd hê ons vriende moet kant kies. Ek is langer vriende met hom as met jou. Kom aan. Ek praat so 'n bietjie platvloers verhoor. Dat jy in jou hart kan inkom en weet dat die Here is die een wat vermoere jou saak beredder, nie 'n persoon. Die Here is die een wat jou stryd, nie 'n mens nie. Want as ons as mense stryd, word dit 'n vleeslike geveg en ons wil mekaar slaan. Wie verstaan daai? My appel is my peer, wat jy maak sien. Maar as jy daai geveg vir God gee, sê hy, wees stil en weet dat ek jou God is en ek stry die stryd vir jou. Amen. Want jy sien ons almal het 'n halftyd en in ons halftyd maak ons baie keer die snaakse besluite. Wie het al snaakse besluite geneem in sy lewe? As ek die ander woord vir snaaks kan gebruik wat jy nou nie verstaan nie, wie het al dom besluite gemaak in sy lewe? Ek sien dis 'n paar wat nog geen besluite gemaak het in die lewe, maar daar gaan geen hande. Eendag het 'n ouetjie gekom en hy sê, die ander man sê vir hom, "Jesus, jy het jou pa se bruins gekry." Nee? En toe sê die ma, "Ja, hy het sy pa se bruins gekry, ek het nog al my." Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van God in julle harte heers en wees dankbaar. Wat sê Paulus hier? Hy sê, dat die vrede van God beteken die rustigheid van die Here, die woord van die Here, die stem van die Here, die goedheid van die Here, dit wat hy vir my gee, dat dit in my hart is, want as dit hier heers, is ek dankbaar teenoor God. Dan het ek nie nodig om paniekerig te raak oor wat gaan môre en oormôre en die dag na oormôre gebeur nie. Nee, ek kom in God se teenwoordigheid en hy maak alles rustig. Sê gou alles rustig. Soos hy kind wat gebid het, Here maak alles rustig. Die woord heers beteken soos 'n skeieregter. Wie het al baie probleme met 'n skeieregter gehad op die veld? Is die enige Blouwil ondersteuners? Ok, ek sê maar nie. Want as die game verloor, is dit altyd die refs se skuld. Ok, dit geld vir alles van hem. Maar baie games gaan deur, dan kyk jy die foute uit van die skeieregter. Maar hier kom die Here en sê, ek is regverdig. Ek vat nie die ou se part of daardie ou se part nie. Ek bring vir jou die woord verhoorde, dat jy verstaan dat God die skeieregter is in jou lewe en in my lewe. En hy gaan nie toelaat dat sonde jou oorheers nie. Hy gaan dit wegneem en hy gee vir jou 'n nuwe hart. Hy gee jou 'n nuwe uitkyk. Hy gee jou 'n nuwe lewe. Hy gee jou nuwe beginsels. Amen. Sê baie keer, daai ou is beginsel vas. Hy hou dit. Hy het sy waardes. Hy doen dit wat reg is. En dit is wat God vir ons kom sê. Hy sê, as ek in jou hart is, en ek jou skeieregter geword het, gaan ek jou help om die regte ding te doen.
Kan ek dit weer sê, as God die skeidsregter in my lewe is, help my om die regte ding te doen. Deur wie? Deur die Heilige Gees. Halleluja. Wanneer jy twyfel, vrees of bekommer is, kom laat ons God se vrede besluit dat die Here vanmôre jou saak beredder. Sê gou weer vir jou langs jou, dis halftyd. Nie jou emosies nie, weet hulle besluit geneem as hy in trane was. Of as hy kwaad was. Die wat kwaad was, weet hulle besluit geneem. Die Here is nie so baie. Maar jy sien, jy moet nie emosioneel 'n besluit kom neem in jou lewe nie, want die uiteinde van dit gaan wees dat almal in trane is, of almal beklei. Amen. Hulle sê, dis soos die twee tannies wat by die draad gestaan en skinder het, en toe raak hulle kwaad vir mekaar, en hulle 3 ambulanse genodig gehad, om hulle weg te ry. Amen. As jy emosioneel is, tel gesien as jy optel. Hallo. Nee man. Nie emosioneel raak. Kom ons kry ons hart 'n bietjie skoon. Kom ons kry ons gedagtes bietjie reg. Kom ons maak bietjie reg wat moet reg kom. Amen. Jy kan nie die hele dag soos 'n blompot en 'n torpot loop nie. Maak reg en doen die dinge uit emosie nie, maar doen dit uit die skatkamer van die Here, want daarin is jou oorwinning. Kan jy amen sê? Moenie laat jou omstandighede vir jou getuig. Omstandighede. Wie was het? Ek wil nie vra wie was nie, maar wie baie keer omstandighede wat jy nie meer kan deel nie, wat vir jou nie lekker is. En dan begin jy jouself, dit is in die deel van jou lewe, jy's nog nie by halftyd nie, maar jy's op pad soontoe, maar nou begin jy twyfel in jouself. Nou begin jy sê ek is die slegste ding en niemand wil my hê nie. Wie was al daar? Ek beteken niks vir die samelewing. Die Here moet my eendag kom vat. Wie was al daar? Lyk my ek is al een wat eerlik is. Maar as jy sien, iewers het ons nodig om nie meer by daai punt te kom nie, want in omstandighede kan ek nie besluit neem nie, want God wil hê, kom in my kleedkamer in vanmôre, sodat ek jou kan dra, sodat ek jou kan krag gee, sodat jy die woord kan hoor vanmôre. Amen. Amen. Die tweede helfte kan heel anders wees as die eerste helfte. Amen. Heel anders. Hoeveel wedstryde is al gewen nadat die span agter was in die halftyd? Ek kan nie laat, ek is altyd klaar. Maar jy sien, ek onthou 'n game tussen wie saaks ondersteuners. Okay, wie steeds ondersteuners? Ek sien altyd 'n blou wil, maar hy steeds 'n hand in. Ja, dis jy. Ek onthou 'n game op die Vrystaat Stadion. En ons het van rugby kyk en die Cheetahs het met 15 punte agtergeloop en daar was rowweg ek dink so 10 minute oor van die wedstryd. En dan het jy al gesien as jy ou agterloop en dit is 'n paar punte dan staan jy mos baie keer vroeër op, né? Dan loop jy kar toe want jy wil nie die vernedering hê nie. Jy wil nie hoor dat jy die verkeerde span geondersteun het. Ag, vroeër jare was dit OVS wat sê ons verloor Saterdag. Dis so. Nee, maar ons loop so 10 minute voor die tyd gaan loop ons terugkant. En die Vrystaat Stadion, ons het nogal bo gesit en toe ons onderkom, dit het 'n paar minute gevat om onder te kom, toe kort die Vrystaat 3 punte. Hulle wen daai game met 7 punte. Amen. 3 gekry en nog 'n 3 gaan skor. So hulle het
7 punte mee gewen in 15 minute se tyd. Amen. Wat sê ek vanmôre vir jou? Moenie alles is nie klaar in jou lewe nie, want die Here het die eindfluitjie wat hy blaas en jy het nog steeds die kans vanmôre om 'n sukses te maak van jou lewe. Maak hom wat wil. Amen. Sê vir jou langs jou, jy kan 'n sukses maak. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. God is die grootste afrigter. Jou pyn verander in 'n getuienis. Amen. Halleluja. Ek het gister was ek dit, maar vandag. Halleluja. Jy het al ou gesien wat hy die bidkamer het. Sy gesig blink. Amen. Dan die Wilma, blink mense. Jou verlies verander in groei. Jou teleurstelling verander in hoop. Jou swakheid verander in krag. Ja, en dan kom jy daar dan loop jy 'n paar met punte agter en dit is halftyd en jou kop hom. Jy het alles reg gedoen in die lewe. Maar dan kom die volgende ding en nok jou in jou kop hom. Wie het al deurgegaan? Jy het nou net hierdie uitdaging gekry en ewe skielik is jou voete onder jou uitgeslaan, jou kop aan. Maar totdat iemand jou moed ingepraat het. Sê vir jou langs jou, praat jou moed in verhoor. En dan sien jy so hoe verander ou se gesig. Kom aan, ek gee vir jou vanmôre 'n woord. Om net te sê, hou vas aan die Here. Halleluja. Ek wil hierdie woord tuis bring by jou. Maar dit is nie die einde. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets niets doen. Dan gaan hy verder, hy sê, kyk, in die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Moenie jou tweede helfte beoordeel soos jou eerste helfte. Waarvoor kan jy vandag God dankie sê? Vir jou asem, vir jou redding, jou genade, vir vergifnis, vir nog 'n kans en vir vertroue. Dankbaarheid maak plek vir vrede. Amen. Wie is getrou? Alle getrouwde, steek julle hande daar. Wie is in 'n verhouding? Steek jou hand. Is dit altyd maklik? Julle gaan middagete kry, moenie worry nie. Maar dink net as ons ruimte gemaak het vir mekaar, is die vergifnis maar soveel lekkerder. Amen. Dankbaarheid maak plek vir vrede. Wil jy moet dit vanmôre onthou. Dankbaarheid maak plek vir vrede. Vrede bring geloof en geloof bring oorwinning. Net maak klaar. Halftyd beteken nie dis verby. Sê vir jou langs, dis nie verby nie. Beteken daar is nog tyd. Daar is nog 'n helfte. Jou lewe is nie klaar. Jou omstandighede gaan verby. Amen. Dit gaan nie altyd dieselfde bly nie. As God nog nie klaar is met jou nie, is jou storie ook nog nie klaar. Daar is vanoggend 'n liedjie wat ons geluister het. Ons in die bed lê en hy sê, I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Wil jy nie vanmôre in jou tweede helfte, voor jy ophardloop op die veld, net kom asem skep. Ek sê, Here, ek is in u kleedkamer vanmôre. Kom ons buig die hoof. Ek is in u kleedkamer. U is die een wat vanmôre my kom aanraak. U is die een wat my kom vernuwe. U is die een wat my kom krag gee.
Here, ek is moeg en moedeloos waar ek hier sit. Maar Here, U kom spreek woorde so tot my. Dis die beste plek wat ek kon kry, is by U vandag. En as jy vanmôre daar waar jy sit, net sê, Here, ek wil kom asem skep. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Wil jy nie daar is waar jy sit, net jou hand opsteek vanmôre. Halleluja. Ek sien hande wat opgaan. Here, my eerste helfte is nie goed gewees. Here, vanmôre voor ek iemand verwyd, kom ek eerder en ek kom sit voor U. En ek weet U gaan my aanneem. Dankie so. Dankie so. Joyce, wil ons kom speel as soos 'n hert. En as jy vanmôre smag na die Here, jy het jou hand opgesteek, gaan die volgende stap vra, net daar waar jy sit, net opstaan. Gaan nie vra dat jy vorentoe kom. Gaan net vir jou bid terwyl jy staan. Halleluja. Kom skep moed vanmôre, Here. Kom skep moed vanmôre. Die uitvlieg het nog nie geblaas nie. Kom skep moed vanmôre. So nog een persoon. Met soveel teenkanting op hierdie stadium in my lewe. Maar Here, as ek by U is, weet ek U gaan my aanraak. Is daar nog een persoon? Halleluja. Dankie. Here, vanmôre staan die manne en vroue en sê, Here, ek is in 'n halftyd. My eerste helfte was nie goed. Dinge wat gebeur het met my was nie goed. Omstandighede het my gedruk, dit was nie goed. Maar Here, in die môre wil ek my alles vir U kom gee, sodat U vrede in my hart kan kom. Here, dat ek vanmôre net in die rus kan ingaan en weet U sorteer my lewe uit soos U dit wil hê. Ek kan niks aan die situasie verander vanoggend nie, Here, maar U kom en U spreek woorde so tot my, dat dit die beste plek is wat ek ontdek het. Ek bid, Heilige Gees, dat U na hierdie môre elkeen wat hier staan, sal oplig en sal bystaan met vrede, in Jesus naam. Amen. Halleluja. Kom staan op die voete. Ek wil vra die broers en susters van die nagmaal bedien vorentoe kom. Ek soos 'n hert smag na wat, so smag my siel na U, o Heer. En U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. Daar's 'n liedjie wat sê, Christ is my everything. He is my all. Die Here is my alles. Amen. Hy sê, hy is die bron van my lewe. Hy is die rots waarop ek bou, hy is my steunpunt. Ek sien vanoggend terwyl die woord bedien is daar manne en vroue wat trane in hulle oë het, en ek weet net vanmôre ek wil vir jou woord gee. God sal jou trou behoed. En hy sal jou dra. Hierdie is nie die tafel van 'n kerk nie. Dis 'n sakrament gegee
met druiwesap en broodjies, wat ons kan nuttig verhoor en weet, ons vier die liggaam van Christus. Ek wil vir u ook sê, en dis met respek wat ek te sê, in die tweede helfte van Jesus' stryd het hy gesê, dit is volbring. Het hy gesê, die straf wat op my was, of wat op julle was, is op my en deur my wonde, is daar genees. Jesus het gesê, ek het die einde van jou storie kom skryf, sodat jy weet, daar is oorwinning, en dit is 'n gelukkige einde. Amen. Prys die Here. Halleluja. Jesus se woorde vermoere sê dit vir ons dat ek het dit vir jou gedoen. En hy sê dat in die nag wat hy verraai is, het hy die brood geneem en gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dan gaan hy verder, hy sê, hierdie is my bloed, wat vir julle vloei. En as ek alles saamvat vanmôre, het ek die liggaam van Christus, wat sy werk kom doen vir my, dat ek nooit deur dieselfde omstandighede hoef te gaan. Skep moed vanmôre. Halleluja. Prys die Here. Proteens, wil jy nie vir ons die seën op die tafel bring, asseblief? Vader, dankie dat ons vanmôre kan aansit aan die tafel van die lewe. U wat die prys betaal het, Here, sodat ek kan vrymaking het en oorwinning kan hê. Selfs soos die woord vanoggend uitgegaan het, Here, dat ons nooit moet stop nie, Here, maar tot op die einde toe sal ons doelwit deurvoer, Here, en bereik wat U wil hê in ons lewe, Here. Seën hierdie liggaam van in ons lewens, Here, sterk ons vanmôre daardeur in die naam van Jesus. Amen.
Prys die Here. Sê dankie vir elkeen wat deel gehad het aan die nagmaal. Ons gaan afsluit, maar ons gaan eers vra dat die hele kan gaan sit. Al die mense wat verjaar in Julie maand, dat hulle gou vorentoe kom asseblief. Altyd sê verjaar. Soos het verjaar donderdag. En donderdag. Halleluja. Hier wil ek sê denken. As hulle 'n paar wat klaar in die begin van Julie verjaar het. Dit is halleluja. Amen. Almal sit so warm met onsself nie. Kom ons sit lekker vinnig. Veel geluk, lieve Marie, voor dat je verder, wat je
maar vanaand moenie mis nie, 5 uur vanmiddag. So daar is agter as jy uitgaan, is daar koffie, kry vir jou. Vanaand as jy kom, daar's koffie, maar na die tyd vanaand gaan daar 'n lekker pot sop wees in hierdie koue. Nou kan almal sê amen. Daar sal krag wees, so julle kan kerk toe kom vanaand. Net wat? Ek moet nie speel klaar. Halleluja. Maar ons gaan die Here se naam groot maak. So asseblief kom ons wees hier, middag 5 uur. Marlo Botha gaan vanaand vir ons die woord kan bedien, 'n jong man wat uitverkoop is aan God. En ons vind vanmôre, as jy sit net jou hand op Nicoline asseblief. Kom ons strek ons hande net, sy is siek vanmôre, ons bid dat die Here haar dra. Vader, ons bid dat U nou vir Nicoline sal aandra, genesing. Here, ons weet dat alles ten goeie meewerk vir die wat U liefhet. En Here, sy het 'n ekstra babatjie wat sy dra, en ek bid dat U haar sal deursien en dat sy gesond sal word in die teenwoordigheid van God. In Jesus naam, amen en amen. Nou gaan Here, ek ons toon na die bloed, bring ons vanaand weer die bestemdheid by mekaar om die naam te verhoog en groot te maak en miskien die eer en lof in die naam van Jesus. Amen.